keer as ek u wonderwerke aanskou, in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy al ooit in jou lewe besef, dat hy jou graag wil ophef? Kan jy die mooi in die lewe raak sien? Of glo jy steeds dat jy alles in die lewe moet verdien? Jezus het vir jou die lewe gegee, gee jy maar net die volgende tree. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag, Neem jou kruis op, ek is saam. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Moenie in die sonde langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Moenie dat jou hart verdroog. Daar is nie 'n lewe sonder Jezus. Kyk maar terug op elke krisis. wil jy rechtig sonder God verder gaan? Yes, Of wil jy onder God se beskerming staan? Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag verstaan. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Wanneer ek vir hom kom vra, Om elke dag my laste te dra, kom hy en maak my vry. As ek net my skuld bely, hoekom dan nog langer wag? Die Heilige Gees kom praat met jou sak. my vriend, moenie jou tyd verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moenie wag. Vandag is dalk jou laaste dag. Heer, ek wil u beskerming vra. Sal u elke vriend van my nou dra. Dankie vir u groot ontferming. Heer, ek wil net u lof besing. Amen. Hey, goeie naam broer Leon. Amen, halleluja. Yes, Lord. Wanneer berge reis, te styl om te klim, en hoop verdwyn, ek voel so min, dan vind ek krag in Christus bo. Staan vas met geloof, wat glo, alles is moontlik in die Heer. Wie mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, deur u eers. Alles is moontlik in die Heer. Wanneer storms hul stemme hef, en ek voel klein met al die stres, dan fluister hy my kind,
ek's naby en gee my rus, my siel is vry. Alles is moontlik in die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer. Ek druk voort met geen las, my hoop bly sterk, ek staan vas, deur smart en pyn, u bly my lied, in die oorwinning staan ek opnuut. Jubel juig, ek verhef my stem, sing Hosanna, sy lof beklem, halleluja, soor my lippe weer, hy dra ons deur elke keer. Dankie, Here. Alles is moontlik, Glo dit. deur Halleluja. die Heer. U mag hou, ek vrees nie meer, nie deur krag of geweld, maar deur die Gees. Alles is moontlik in die Heer, nie deur krag of geweld, deur die Gees. Halleluja. Alles is moontlik in die Heer. Alles is moontlik in die Heer. Halleluja. Alles is moontlik in die Heer. Lukas 1 vers 37. Halleluja. Amen. Prys sy naam. Prys sy naam. Amen. Prys die Here. Here my baan en bede, en hierdie dag wil ek in geloof tot U nader sal U my genadig wees en my beskerm met die Heilige Gees. Here, in elke tree wat ek vandag sal gee, rig U my voete sodat ek kan deel daarmee. Halleluja. Here, plaas 'n wag voor my mond, Asseblief. dat my woorde nie ander mense sal verwond. Here, ek wil elke tree in U teenwoordigheid gee, sal U my lei om ander rigting te gee op alweer. Laat elke woord wat ek sal spreek, Alle skanse van die boorse sal verbreek. Here, laat die wonderbare lig nou ook deur my sal skyn, sodat alle hartseer en pyn en die niets sal verdwyn. Here God, laat die wonderbare krag genesing bring vir hulle wat in geloof daarop wag. gee dat elke tree wat ek vandag sal gee, U sal vereer op al my wandel en al my weë. Here, want U alleen is waardig om geprys te word. Ek laat nie toe dat die boerse U kinders in kort, in die kosbare naam van Jezus. Halleluja. Amen.
Prys die Here. Halleluja. Welkom, welkom. Jesus maak het moontlik dat die goedheid van God dit toelaat dat sy gees my reinig. Kind van die Allerhoogste, wedergebore, erfgenaam, kind van God. Here ons is gezond, halleluja. U is goed, halleluja. Ja, U het ons gered, halleluja. Skoon gewas deur die bloed. Oh, U is getrou, halleluja. My kind en baie goed. Amen. Halleluja. Prys die Here. Dors, dit is die woord. Ai, Suster Die Liefde. woord daar in die middel. Prys die Here. Dors my siel, dors na U. Yes, amen. My liggaam smag na meer. U is my hoop. U is my alles. Van blydskap sing ek. My siel hou aan U vas. Uit die mond van koning David. Amen. In 'n droë land, hier is geen water. U liefde beter as lewe. My lippe sal U prys. Halleluja. U is my hoop. U is my alles.
blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. My lewe lang sal ek U loof, my hande hef ek op na U. U naam is groter as groot, die naam wat lewe gee. U is my hulp, U is my alles. Oh yes. Van blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. U hand hou my vas, Oh yes. my siel versadig met die beste kos. U is my hulp, U is my alles. Van blydskap sing ek, my siel hou aan U vas. Dors, dit is die woord daar in die middel van die woord. Amen. Prys O Vader, ek roep U naam, vul my met U Gees. Lei my weg van vleeslike begeertes en laat my wandel in die waarheid. Yes, halleluja, prys die Die Here. vrug van die Gees is liefde wat rein is, vreugde wat helder soos 'n fontein vloei, Ja, dis waar, halleluja. vrede wat my hart vul soos 'n rivier, en geduld wat wag op die tyd alleen, Amen, amen. vriendelikheid wat ander dra, goedheid wat uit uw hart vloei, geloof wat nooit wankel nie, en sagmoedigheid wat die lig wys. Oh, halleluja. Selfbeheersing wat die vlees stil maak, 'n gees wat altyd na U luister. Teen sulke dinge is daar geen wet nie, Yes, want amen. die Gees bring lewe, die Gees bring vryheid. Halleluja. O Vader, ek prys U naam, Halleluja. laat my wandel in U Gees. Nie my eie begeertes nie, maar ek wil alleen. Halleluja. Seën my met wysheid, Oh, asseblief, Here. seën my met lig. Oh, halleluja. U Gees lei ons in waarheid, U Gees herinner ons aan U woord. Amen. U Gees leer ons om U lief te hê en om U gebooie te Oh, behou. halleluja. U Gees gee krag in swakheid, U Gees bring troos in pyn. U Gees gee hoop in donker dae en wys die pad van regverdigheid. Okay. U Gees leer ons om te bid met sugte wat nie uitspreekbaar Reinier, is. goeienaand. U Gees getuig dat ons die kinders is en roep uit, Vader, O halleluja. Vader, ek prys U naam, laat my wandel in U Gees. Halleluja. Nie my eie begeertes nie, maar U wil alleen. Seën my met wysheid, Asseblief, Here. seën my met lig. Oh, halleluja. Lig vir die donker wêreld. Gees gee wysheid nie van mense nie, Yes, amen. Die Gees gee insig nie van hierdie wêreld nie, Oh. Die Gees openbaar die verborgenhede van U hart Dankie, Here. en wys ons die weg na lewe. U Gees maak ons tempels heilig, U Amen. Gees seel ons vir die dag van verlossing. U Gees laat die dorstige drink, U Gees laat die hongerige eet, U
Gees is so alleen, ons lampe lig vir die nag, ook vir die dag. Ek vra nie goud, ek vra nie rykdom, ek soek nie eer van mense nie. Ek vra net die Gees, die wysheid, die insig, want U is my lewe, U is my alles. O Vader, ek prys U naam, laat my wandel in U gees. Nie my eie begeertes nie, maar U wil alleen. Seën my met wysheid, seën my met lig. Halleluja. Vrak van die Gees, vul my lewe. Liefde, vreugde, vrede, laat dit vloei. O Vader, ek wandel in die lig. Halleluja. Tot in ewigheid, tot in ewigheid. Halleluja, Here, ons loof U. Ons prys U, ons gee al die lof, die eer en die aanbidding wat U toekom, Here. Here, en daarin wil ons beweeg, Here, U Gees en U Gees alleen, Here, dat U wil in ons lewe geskied en nie ons eie wil nie, Here. Bid ek 'n seën op hierdie samekoms vanaand, Here. Here, spreek soos U wil spreek vanaand, Here. Ja, gebruik my as 'n spreekbuis, gebruik my as 'n instrument. Ek bid dit in Jesus wonderlike naam. Here, laat die woorde wat uit my kom, woorde van U sal wees en nie uit myself uit nie. Ek dank U, Here, vir elkeen wat ingeskakel is vanaand, Here. Dankie vir die WhatsApp luisteraars, dankie vir die Facebook inskakelaars. Hulle wat na my kyk, hulle wat na my luister, seën hulle, Here, maak hulle harte oop, maak hulle ore oop, sodat hulle hoor wat die Gees van die Here wil sê. Ek dank U daarvoor. Amen. In Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja, prys die Here. Ja, hierdie week was so 'n bietjie afgesny van die wêreld, maar soos 'n goeie vriend en broer in Christus vir my gesê, partykeer is dit goed om bietjie afgesny te wees. Halleluja. Wow! Julle sal nie glo, borrel ek vanaand nie. Ek borrel so, die reën het geval. Amen. Die Here het ons beantwoord. Halleluja. Prys die Here. Ons metertjie vanmôre, die buurman se metertjie wat hy het gewys 26 mm. En ons is baie, baie dankbaar daarvoor. Dankbaar vir die Here se goedheid, dankbaar vir sy guns, dankbaar vir sy kinders wat so wonderlik is. En man, dis net lekker om die Here te kan ken. Lekker om te weet, hy ken my en hy ken jou. Halleluja, prys die Here. Ja, so week of wat terug, glo ek, het ek begin met die boek van Jakobus. Ja, is 'n boek wat reguit praat, dis 'n boek wat waarheid praat. En ons het die eerste gedeelte begin in Jakobus 1, soos ek het nou sal sê, waar hy jou kan vorm deur al jou probleme, deur al die beproewinge, vorm hy jou. Man, partykeer wonder ons, Here, waar is U? Hoekom gaan dit so sleg? Hoekom gaan ek deur hierdie dinge? Dan moet ons een ding onthou. Ag, dit loutere vreugde, wanneer ons hierdie dinge deurgaan. Want die Here is besig, want hy is die pottebakker. Ons is die klei, halleluja. Prys die Here. Vers 19 van Jakobus 1. Ek gaan dit herhaal vir Jolandi, laat sy dit
My geliefde broeders en my sissies wat na my luister, na my kyk vanaand. Elke mens moet gou wees om te hoor. Dis waarom hulle sê jy 2 ore. Gebruik hulle, ja, soos Jolandi nou sê. Gebruik dit. Ons moenie halfpad hoor nie. Ja, amen. My seun het jare terug vir my gesê, ja, hy staan nou in die bediening, maar hy was nog in die skool gewees daai tyd. En 'n man van jongs af met baie goddelike kennis. En hy sê vir my eendag, 'n mens moenie luister om te antwoord nie. 'n Mens moet luister sodat jy die hart kan hoor. En ek moes dit baie jare in die bediening moes ek dit aanleer om te luister sodat ek die hart kan hoor. Nie om te luister om te antwoord en om te wys hoe slim is ek nie. Want ek is nie slim nie. Ek vra die Here vir wysheid en hy gee sonder om te verwyd. So, ek en Jolandi het nog nooit weer 'n beradingssessie daarna gehad nie. Ons het 'n luistersessie gehad. Amen. Ons noem dit nie berading nie, ons noem dit luistersessies. Amen. Waarin ons luister na iemand se hart en die Here vra vir wysheid om dan sodoende iemand te kan help. Amen. Sodan, my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat. Party mense praat mos net, praat. Hulle gee jou nie kans om te antwoord nie. Ek ken mos sulke mense en ek dink julle ken ook sulke mense. Party mense like hulle eie stemme hoor. Hulle kan praat. En hulle weet beter. Jy kan hulle niks vertel nie. Jy kleindogter is so. Nee, ons kan nou nie praat so nie, jong. As hy dit hoor, dan sy op ons, hoor. My kleindogter kan lekker gesels, hoor. Baie lekker gesels. Ag, sy is ons liggie en ons ligstraal in die huis, halleluja. Amen. Hoor mooi. Pas op. Baie maal het ek in my lewe geleer dat iemand wat baie praat is baie kere besig om iets weg te steek of om iets te verberg dat jy nie sal agterkom daar's 'n probleem nie. Mense praat baie kere baie om iets nie aan die lig te bring nie, as ek dit so kan stel. Ons het dit geleer in die bediening, ons weet waarvan ons praat. Dis hoekom as jy mooi luister, dan sal jy iemand se hart ken. Amen. Jy sal weet wat is in daardie persoon se hart. Gee hulle net so 5 of 10 minute om te praat, dan weet jy presies Ja, dis waar. wat in so 'n persoon se hart aangaan. So ons moet stadig wees om te praat, gou wees om te luister. Dis hoekom jy 'n mond gekry het om 1 keer te praat, maar jy 2 ore gekry om 2 keer langer te luister as wat 'n mens praat. Hy sê stadig om toornig te word. Hier praat ek miskien met myself, ek praat miskien met baie mense. Ons word baie kere kwaad. Maar hier kom Jakobus en hy praat reguit en hy sê, ons moet stadig wees om kwaad te word. Om regtig toornig te word teenoor mekaar. Dit help jou niks om dit te verloor nie. Almal weet van road rage, die Engelse woord. Mense wat kwaad word op die pad. Mense wat al hulle lewens met hulle lewens betaal het deur dit. Mense wat in klubs doodgeslaan is of buitekant 'n klub. Ek onthou jare terug in Klerksdorp was daar 'n klub gewees en daar was 'n groot geveg buitekant
en die jongman het aan 'n jongman doodgeslaan. Ja. Toornigheid. Asseblief, asseblief, dis hoekom ek nou weet hoekom ek die vrug van die Gees gespeel het voordat ons begin het, want die vrug van die Gees is vir ons baie belangrik. Dit is vir my 'n bewys dat iemand gedoop is met die Heilige Gees, is dat hy die vrug van die Gees dra. Ons moet altyd onthou dat Jesus Christus het nie vinnig kwaad geword nie. En as hy kwaad geword het, het hy nog afgekoel, 'n sweep gevleg, en dan het hy die manne uitgesorteer. So, word kwaad, maar moenie sondig nie. Party mense, ons het ons geleer tel tot 10. Nee, vergeet die 10 man. Gaan loop 'n draai. Nie nodig om te tel nie, man, ons kan almal tel, ons was op skool gewees. Hoekom wil jy hê mense moet weet jy kan tel tot 10? Raak rustig. Raak rustig. Hy sê, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Het jy al agtergekom wanneer jy toornig word? Wil jy graag 'n vloekwoord sê, dat jou vlees beter kan voel? Wanneer jy kwaad word, wil jy sekere dinge doen om die vlees te bevredig. En dit bewerkstellig nie die geregtigheid van God nie. Die Here wil nie hê dat ons ongeregtigheid moet doen nie. So my broer, my suster, julle wat na my luister vandag, luister mooi wat sê Jakobus. Wanneer ons toornig word, sal ons nooit die geregtigheid van God kan bewerkstellig nie. Ons sal nie kan nie. Hoor mooi. Want as jy kwaad word en jy toornig word, wil jy graag die vlees bevredig. Man, ek wil vir julle sê, ek het al so kwaad geword, ek sê dit baie, dan wil ek ook iemand se nek omdraai. Maar dan raak ek rustig. Want om iemand se nek om te draai, gaan jou in die moeilikheid bring, gaan jou verhouding met die Here skade laat lei. Hoor mooi. So asseblief, kom ons vergeet van kwaad word. Ek weet die manne word kwaad van hulle vrouens, die vrouens word kwaad van die manne, maar kom nou, luister mooi wat ek julle vandag sê. Haal diep asem. Haal diep asem. Want die geregtigheid van God is meer belangriker as om jou vlees te bevredig. Amen. As my vrou eers amen sê, dan moet julle weet. Daarom doen afstand van die vuiligheid en oorvloed van boosheid. Alles deel van toornigheid. Hoor mooi. Kain was boos. En uit sy boosheid het hy sy eie broer Abel doodgemaak. Daar kan ons self sien hy die geregtigheid van God nie bewerk. Jaloesie. Hoor mooi. Doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid. Hy sê en ontvang, die is vir my baie belangrik. En ontvang met sagmoedigheid. Moenie asseblief wanneer jy na 'n preek luister of na iemand luister wat vir jou wil help nie en wat die woord vir jou wil bring nie. Moenie jou ore toe hou en wederstrewig wees nie. Moenie eie wys wees nie. Want hoor hierso, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, halleluja. Hierdie woord is saad en hierdie saad moet geplant word. En dit moet goeie vrug dra.
Hoor wat gebeur wanneer ons hierdie woord ontvang. En ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle siele te red. Hierdie woord, as ons dit met sagmoedigheid ontvang, dit red jou siel. Jou sielsdimensie verander. Jou denkwyse verander. Ja, kan jy dit glo dat jou sielsdimensie gered kan word? Dit verander die manier hoe jy dink. En wanneer jy jou denke verander, dan verander die manier wat jy dinge sal aanhaal en doen. En wanneer jy mooi luister, dan sal jy agterkom, jou antwoorde sal beter wees. Want baie mense luister so, dan luister hulle verkeerd, hulle word misverstaan, omdat hulle nie reg luister nie, want hulle dink aan ander goeters. Wanneer iemand na jou kyk, en iemand praat met jou, en hulle kyk jou in die oë, luister aandagtig. Moenie laat jou gedagtes dwaal nie, want ek gaan nou vir jou sê, jy gaan daardie persoon misverstaan. Veral wanneer 'n mens kwaad is, en 'n mens beklei, en 'n mens stry, gaan 'n mens mekaar misverstaan, en ons gaan woorde uiter wat skade bring. En woorde kan baie diep sny en baie skade bring. So kom ons vat hierdie woord vanaand, hierdie ingeplante woord van God, wat die saad is, wat ek saai vanaand, laat dit in jou hart geplant word, daai grond. Jou hart is jou grond vir die goeie saad, sodat dit kan ontkiem en goeie vrug kan dra. Want dit is in staat om jou siel te red. Amen. Prys die Here. Nou wil ek, hierdie Jakobus, iemand wat nie geglo het in sy eie broer, kom en hy skryf so 'n brief. Hoor mooi. Skryf hierdie brief, hy moes baie geleer het hoor. Baie geleer het hy deur teëspoed en beproewings en al hierdie goeders. Nou kom hy met hierdie woord en hy sê word daders van die woord en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Party mense hoor, maar hulle doen nie. Ek kan partykeer nie verstaan dat 'n mens in die week kan lewe soos 'n duiwelse kind, maar hy sit Sondag en luister na 'n predikant. Maandag as hy die werk instap, dan vloek en skel hy nog steeds. Maar hy het net gister in die voorgestoeltes gesit van die kerk. Weet julle wat? Jy kan in die voorgestoeltes van 'n kerk sit, dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Ek is jammer om dit vandag vir julle te sê, dit gaan jou nie hemel toe vat nie. Ons moet daders word van hierdie woord. Daders, sodat mense kan sien, dit wat jy spreek, dit is wat jy lewe. Amen. Wel, solank my vrou amen sê, is ek alright. Amen. Ja? Amen, prys die Here. Hy sê, word daders van die woord, en nie net hoorders, wat hulle self bedrieg nie. Party ouens luister, hulle hoor, maar hulle doen nie, hulle bedrieg hulle self. Hoor wat sê van hierdie mense, want as iemand 'n hoorder van die woord is, en nie 'n dader nie, so as jy die ingeplante woord hoor, en jy doen dit nie. Amen, Suster Isabel. Kan ek gou ietsie sê, ek luister na 'n man, wat gesê het, ja, die werke red jou mos nou nie.
Dis nie nodig om gedoop te word nie, want dit is deel van werke en al sulke goedes. Is dit nie 'n daad wat jy doen uit geloof nie? Jy wat glo en jou laat doop sal gered word. 'n Kind kan nie glo nie. Hoekom wil jy die kind verdrink? Amen, broer Leon. Hoekom wil jy 'n kleintjie verdrink wat nie eens oud genoeg is om te kan glo dat die Here Jesus Christus die redder en ons God is nie? Hy het gekom, hy is gebore uit 'n maagd, hy het 'n prys betaal, hy het aan 'n kruis gehang vir my en vir jou, sodat ek en jy 'n lewe kan hê in oorvloed. Amen. En ek wil nie in oorvloed ingaan nie, want party mense dink ons in oorvloed is weelde. Die Here het niemand 'n pad van maanskyn en rose beloof nie. Hy het 'n pad beloof waar dit gaan moeilik wees. Jy gaan 'n kruis moet dra om hom te volg. En dit is nie 'n maklike pad nie, want mense gaan jou bespot, mense gaan jou bedrieg, mense gaan jou in die rug steek, maar jy moet staande bly, want Jesus het gesê, hulle het dit aan my gedoen, hulle gaan presies dieselfde aan julle doen. Ons gaan dit nie vryspring nie. So as ons 'n dader van hierdie woord gaan word, gaan party mense nie baie happy wees met ons nie. Party mense gaan, as ek dit so, hulle gaan ons haat. 'n dader van die woord is iemand wat glo en doen. Ek het nie my laat doop, omdat ek net gedink het, ja, wel, dit is wat ek moet doen nie. Ek het dit gehoor, ek het dit geglo, en ek het geweet, dis die regte ding om te doen, en ek het gedoen wat my geloof in my hart gesê het. En dan jare daarna, die Here dit nog oortuig ook, maar weet julle, dat die doop groter is as net doop? Dis 'n bekleding met die naam van Jesus Christus. Jy beklee jou in Jesus Christus. Amen. Jy dra sy naam en jy dra dit met trots. Kan ek gou ietsie sê? Ek is trots daarop om 'n kind van die Here genoem te word. Om 'n Christen genoem te word, soos die eerste keer toe mense Christene genoem was, wil ek vir julle sê, ek is trots op, want ek is 'n navolger van Christus. Ek is nie net iemand wat hom like nie, hoor. Ek is nie 'n fan van Jesus nie. Ek is nie net 'n iemand, wat is fan in Afrikaans nou weer? Ek hou nie net van hom nie, ek het hom lief. Ek is nie net 'n ondersteuner van die Here nie, man. Ek is 'n gesant van die Here. Amen. Ek dien hom met alles wat in my is, want hy het alles vir my gegee. Hy het 'n hele lewe vir my gegee. Hy het 'n prys betaal wat ek nie kon betaal het nie. Hy het dit gedoen toe ek nog 'n slegte mens was. Toe ek nog in my sonde was, het hy 'n prys betaal, sodat ek hierdie nuwe lewe van binne af na buite toe kan leef. Ek het nie 'n wet nodig om die buitekant mooi te maak en alles te maak. Nee, ek het die wet in my hart nodig. Ek op my hartstafels nodig, sodat dit van binne af buitekant kan bewys word. Mense moet kan sien wanneer hulle in my oë kyk en wanneer ek praat, moet hulle kan sien en hoor dat ek soos Christus is. Te wees soos Jesus, te wees soos Jesus, rein en heilig en sag en nederig. Baie kinders van die Here is nie meer sag en nederig nie, hulle skree op mekaar, hulle beklei met mekaar. As jy nie saamstem met my nie, dan, wow man, dan is jy van die pad af en jy's van die pad af. Kan ons mekaar nie met liefde hanteer nie. Bid vir mekaar as ons nie saamstem nie. Kan ek julle ietsie sê? Daar's 'n
baie nederige man, wat ek groot agting voor het, op Facebook, Hendrik Steenkamp, ek noem sy naam, want ek wil vir jou sê, sy sagmoedige gees wat hy het, wys vir my, hy ken die Here, Amen, dis waar. op 'n eenvoudige manier, sal hy die boodskap oordra, soos wat die Here dit op sy hart lê. Ja, dis waar. Lyk my die Steenkamps is goeie mense, né? Prys die Here. Ek speel nie. Niemand is goed behalwe God nie, né? Ek is ook nie goed nie, net die Here is goed. Amen. Amen, prys die Here. Hoor mooi. Ons wil onsself nie bedrieg nie. Hy sê, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien. Dit moet stupid wees, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. O nee, as jy kan vergeet hoe lyk jy. Nee man, dan word ek eerder 'n dader van die woord. Ek wil die woord word vir mense. Ek wil Jesus Christus vir die mense word. Die woord moet deel van my word. Ek wil 'n dader van hierdie woord word, sodat die mense die woord kan leer ken, net deur my gedrag, net deur die manier wat ek leef, net deur die manier wat ek dinge doen en sê. Ja, party mense is nie baie gelukkig met mense soos ons nie, wanneer ons vasstaan in wat ons glo, en ons maak 'n besluit, want dit is die regte besluit, en party mense voel verontregverdig deur dit, maar ons moet die regte besluite neem. Of mense nou teleurgesteld is in jou of met my, maak nie saak nie. Wat vir my belangrik is en vir jou belangrik is as daders van die woord. Ons sê 'n ding en ons doen 'n ding. Vasstaan in wat jy glo, ja. Ons moet vasstaan in wat ons glo. Hoor hierso, 'n man wat na homself kyk in die spieël, en hy loop weg en hy vergeet hoe lyk hy. Nee man, ek wil nie so 'n persoon wees nie, glad nie. Hy sê, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid, en daarby bly, moenie wisselvallig wees nie. Asseblief, daar's te veel wisselvallig, ruggraatlose kinders van die Here, as ek dit so kan stel. En hoor mooi, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Kan ek julle ietsie sê? Ek is opgewonde, ek is gelukkig in wat ek doen. Ek is so lief daarvoor om te doen wat ek doen. Ek kan nie ophou praat oor die grootheid van die Here nie. Amen. Ek kan nie ophou praat oor hierdie goeie God wat ek dien nie. Julle moet saam met my bid. Baie mense glo nie meer dat God bestaan nie. Baie mense bevraagteken die bestaan van God. En die Here moet vir ons wysheid gee, sodat mense God in ons kan sien. Hulle moet Jesus in ons sien, in die manier wat ons leef, in die manier wat ons praat, in die manier wat ons dinge doen, moet hulle weet, hy bestaan. Daai volmaakte wet van die vryheid, want hy maak jou vry. Amen. Vry van jouself, vry van jou eie begeerlikhede, vry van die heerskappy van jou vlees, man. Nee, ek wil nie eens praat van die heerskappy van die duiwel nie, want die heerskappy van die vlees is nog erger. Want baie mense luister meer na die vlees as na die gees van God. Ons vlees heers ons. En ons is vrygemaak van daai slawerny wat die vyand oor ons gehad het.
Amen. Amen. En daardeur sal ons gelukkig wees. Daar's 'n blydskap hier binnekant my, wat niemand kan wegvat nie. Niemand. Ja, partykeer as ek die woord bring, dan klink dit so ernstig, dan klink dit so kwaad, maar weet julle wat, hier's 'n erns hier binnekant my, dat mense net kan besef. Hier's 'n woord wat mens kan verander. As ons net wil daders word van hierdie woord. As iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is, hoor mooi, en sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Ek dink baie mense sukkel om die tong te beheer. Baie mense. En dan sê ons is godsdienstig. Weet jy, ek is nie godsdienstig nie. Ek is gered deur die Gees van God. Die Gees lei my en dit is vir my genoeg. Want as die Gees my nie gelei het nie, sou ek gesukkel het om my tong in beheer te hou. Want partykeer wil hierdie tong dinge sê teenoor mense wat my seer maak en kwaad maak. Maar omdat sy Gees my help, kan ek my tong beheer. So man se godsdiens is te vergeefs. Hy kan nie eens sê hy's 'n godsdienstige mens nie. Hy kan nie eens sê hy's 'n Christen nie, want hy kan nie eens sy tong in beheer hou. Die tong is 'n lelike ding. Hy steek die helse vuur aan die brand. En hy mislei homself. So as ons sê ons is kinders van die Here, sal ons moet begin beheer toon oor hoe ons praat, hoe ons dinge sê, en op watse manier ons dinge sê. Daai lyfstaal is ook deel van jou tong, hoor. Party mense praat een ding, maar die lyfstaal sê 'n ander ding. Kom ons wees eerlik met mekaar. Jy ken mos daai kyke, Body language. daai body language. Party mense sê, ek is so lief vir jou, jy weet mos. Maar die lyfstaal gaan nie saam met dit nie. Net ietsie wat ek ingooi, sodat mense hierdie goed kan onthou. Dan sluit ek af, reine en onbesmette godsdienst voor God en die Vader. God en die Vader, hy bly jou Vader. Deur die Gees van God roep ons uit, Abba Vader, wie is daar soos U, en wie sal ons ooit kan lief hê soos wat U ons lief het? Deur die Gees van God wat in ons woon, roep ons uit, Abba Vader. Hy sê, is dit om wese en weduwees in hulle verdrukking te besoek, en jou vlekkeloos te bewaar van die wêreld. Weet julle wat, hierdie wêreld is daai 3 dinge, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die vlees. Dis waarvan hy eintlik hierso praat. Johannes praat ook daarvan. Gaan lees Jesaja 58. Ware en valse godsdienst. Wanneer ons iets vir iemand beteken, as iemand iets nodig het om warm te word, hoe kan jy vir iemand sê, gaan word warm, jy gee hom nie 'n warm baadjie om aan te trek nie. As iemand honger is, gee hom nie iets om te eet nie. Ja, ek weet daar's kansvatters daar buite, dis hoekom die Here vir ons gees van onderskeiding gee. Party mense kom met Bybelversies net om goed uit jou uit te kry. Dank die Here vir onderskeiding van gees. Kan ek vandag vir julle sê, kom ons word daders van die woord. Kom ons begin die woord
die ingeplante woord in ons binneste, in ons gees, ons sielsdimensie en alles wat in ons is, laat ons dit inneem, sodat dit ons van binne af na buite toe kan verander. Amen. Amen. Ek bid elke keer. Altyd. Weet jy, baie keer dink ek vat so mis, dan sal my vrou na die tyd vir my sê, "Jesus, nee, jy het nie misgevat nie." Die vlees kan my baie keer ook die mekaar maak. Maar as die gees van die Here met iemand gepraat het vanaand, en al is dit net met een persoon, is ek die dankbaarste mens op hierdie aarde. En mag hy sy eie woord seën. Wat wil jy sê, my engel? Praat hard. Goeienaand aan elkeen van julle. Ek wil graag vir julle 'n stuk lees, toe David nou gepraat het van luister en moenie gou kwaad word nie. Kan ek net graag 'n stuk lees? Luister met 'n sagte hart. Amen. Die Here roep ons nie net om te praat nie, maar om te luister. Om stil te word voor hom en ook voor mekaar. So maklik raak ons harte warm en ons woorde skerp. Maar God se woord herinner ons om stadig te wees om te praat, stadig om kwaad te word en vinnig om te luister. Wanneer ons luister, gee ons God ruimte om te werk. Wanneer ons nie dadelik reageer uit emosie nie, kan sy vrede deur ons vloei. Dalk is die ander persoon nie jou vyand nie. Dalk is dit net iemand wat ook seer het. Dalk wil God jou vandag gebruik om met sagtheid te antwoord, met geduld te luister en met liefde te reageer. Mag die Here jou hart vandag stil maak, jou woorde wys maak en jou reaksies vol genade. Want waar sy gees heers, daar groei vrede, nie woede nie. Amen, prys die Here, halleluja. Amen. Dit is waaroor gebed ook gaan. Ons dink, ja, ons moet al die praatwerk doen, as ons sê amen, dan loop ons, en Here het nog nie eens kans gehad om met jou te werk nie. Ek dink ons moet 5 minute preek, en ons moet die laaste 60 minute net stil sit en luister wat die Here te sê het. Amen. 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 So klein tip oor gebed. Party mense dink gebed is wanneer jy praat en God moet net luister. Wanneer praat hy met ons? Gee hom ook kans sodat hy met jou kan praat. Prys die Here. Amen. Ons loof die Here. Ons gee die Here al die lof, al die eer en al die aanbidding. En ek praise his name, Lisa. It's always good to hear you saying something, man. Yes, we praise his glorious name. Daar's niemand soos hy nie. Daar's niemand soos hy nie. Ek gaan afsluit met hierdie lied. En Music mode. That's praise and welcome. vergewe my. Laat ek net die modes regstel. Ons is net mens, né? Wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredervors, U is Vader. Ja, Here, U is waardig, halleluja. U is Vader. Rots van die eeuwe, blink morgenster, lelie van die velde, Immanuel, U is Vader. U is Vader. Vader is die
Halleluja, halleluja, prys die Here. Oh, halleluja, prys die Here. Here, net U is waardig, daar is niemand soos U, Here, halleluja, prys die Here. Lig van die wêreld verlosser, Heiland en Here, Jesus, U is waardig, U is waardig. Luister mooi. Is die Vader, is die Seun en die Heilige Gees, U wat was en is en altyd sal wees, U is waardig, Oh, halleluja. U is waardig. Waardig is die Oh, prys die Here, halleluja. Hey, oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, halleluja. Oh, prys die Here. Waardig is die Heer, daar is niemand soos hy nie. Dankie Hemelse Vader, dat U hierdie samesyn geseën het. Dankie dat die woord uitgegaan het. Dankie dat daar ore was om te luister. En dankie Here dat ons daders van hierdie woord sal word, Here. Dat mense kan sien dat U leef en U leef deur ons. Here, seën elkeen, behoed en bewaar ons, Here. Gaan met elkeen, laat die aangesig oor ons skyn en ons genadig sal wees, laat die aangesig oor ons verhef wees en aan ons vrede gee, daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan, dis waarvoor ek bid. Jesus liefde aan elkeen van julle, tot weersiens en baie, baie lekker slaapies, hoor? Amen. Mooi aand, lief vir julle, bye.